Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Hoe kosbaar gaan dit wees wanneer Jesus kom? Riding the clouds. Riding the clouds. En hy's werklik waar op pad. Ek weet daar, as jy lees nou na iemand wat ek nou baie al gelees het, A.W. Tozer, hy is omtrent, hy is seker nou al 20 jaar oorlede, maar hy het hier, sy grootste deel van sy bediening was gedurende die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. En hy het net heeltyd geskryf, hy was eintlik 'n gereformeerde ou, maar hy het soos wat hy die kerkvaders en so van die verlede se goed gelees het. Mavaggion byvoorbeeld, was 'n non gewees, hy was die mother, die groot, die mother superior van 'n groot klooster gewees. Maar sy het waarlik ontmoetings met die Here gehad, sy het die Here regtig gedien. As sy in vandag se tyd gelewe het, sou hulle gesê het, sy is 'n total charismatic. Sy het absoluut die evangelie geglo. Daar het leiers en ander kerkouens na haar toe gegaan. Maar in elk geval, daar was so baie van die ander, Brother Lawrence en so. En toe het Tozer hierdie goed begin lees. En dit het sy lewe heeltemal verander. En een van die interessantste goed is, hy het wanneer hulle, veral in die Tweede Wêreldoorlog, het hy nou 'n groot gemeente gehad in Amerika, en hy het, as een van die jong manne opgeroep is, partykeer 2 of 3 van hulle op een slag, dan het hy die dag voor hulle gaan, het hy 'n standaard ding gehad. As daai familie toelaat dat daai jong man gaan voor hy nie vir hom gebid het nie, dan was hy baie kwaad vir hulle. En dit het nie gebeur nie, want hulle wou graag hê hy moet vir hulle bid, né? Maar dan het hy hulle gevat na 'n eetplek toe. En dan het hy vir hulle lekker kos laat gee, en hy het vir hulle gebid, en hy het hulle bedien daar. Hy het vir hulle gesê, ek bedien julle, hoekom bedien ek julle in 'n openbare plek? En nie by die kerk daar, of gaan by julle ouer huis nie. Hy sê, want julle gaan nou in die openbaar, heel moontlik, die aakligste goed beleef, wat julle nog ooit in julle lewe beleef het. En ek wil hê julle moet in die openbaar, moet julle in geloof staan. Julle moenie skaam wees nie. Julle moet nog voor die vyand kom en die ander ouens so bang is dat hulle bid, moet julle al begin bid vir elke een. Julle moet opstaan vir die Here, want die Here, en dis hoekom ek nou daarby kom, is 'n werklikheid. Hy kan enige moment op die wolke kom. Voordat iemand dit nog vir jou kan WhatsApp, sal jy dit sien. Iemand sal net sê WhatsApp, en sê, I'm watching up, I'm looking up, hoor julle, hy kom verseker, want ons Here en sy koninkryk, sy kingdom, heers. Die koninkryk van God is groter en meer werklik as wat enige mens nog ooit gedink het. Amen, hy is 'n werklikheid, hy is hier by ons, hy is met ons. Hy kan enige tyd kom. Ons eer sy naam daarvoor. Ek wil graag begin met 2 Johannes, vers 1. Ons gaan nou nog baie bid, hoor, so. Maar 2 Johannes, vers 1, skryf Johannes. En hy noem homself die oudste. Die oudste, party vertalings, ek sien Engelse vertaling wat ek gaan gebruik in die tweede diens, die New King James, praat van the elder. Hulle het seker Engels klink dit seker nie goed om te sê the old one nie. The elder, ons glo regtig hy praat van homself, is amper soos 'n skuilnaam. En dan dieselfde doen hy met die kerk vir wie hy skryf, want hy noem hulle die uitverkore vrou en haar kinders. Dit is die plaaslike gemeente daar vir wie hy skryf en hulle en die gemeentelede. Die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders wat ek in die waarheid liefhet. En nie net ek nie, maar almal wat die waarheid leer ken het. Nou toe Johannes op hierdie brief geskryf het groot dele van die Bybel wat ons vandag het nog nie algemeen bekend gewees nie, of is nog nie geskryf nie, né? Openbaring het hy heel laaste geskryf. So hierdie was ook nie redelik aan die einde, maar hy dalk nie as al die briewe gehad van Paulus nie. Ons weet nou nie, né? Maar so vir hom was dit letterlik die waarheid van die evangelie. Maar ek wil tog sê vir ons is die waarheid nie net om te weet Jesus het vir my gesterf en opgestaan en die dood oorwin nie. Die waarheid vir my en jou is Genesis 1 vers 1. Die eerste woord in die Bybel is Bereshit. Dit beteken in die begin, né?
Die Genesis se naam in die Hebreëse Bybel is Bereshit. Maar in elk geval, vir ons is dit Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21. Dis vir ons die waarheid, die volle waarheid, en niks minder nie, né? Dan sê hy, hulle wat die waarheid leer ken het, op grond van die waarheid wat in ons bly en vir ewig met ons sal wees. Hy sê, die genade, barmhartigheid en vrede van God. En ek gaan nie Shalom en Irene en alles weer verduidelik nie. Julle weet in die tyd, dit is Shalom. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal met ons wees in waarheid en liefde. En hy skryf vir hierdie ouens om aan hulle te verklaar dat die volheid van die Here se liefde en sy goedheid is vir hulle. Die Here is vir hulle. En hy skryf hulle om hulle te bemoedig. En vir hulle te sê, julle die volheid van die Shalom, die barmhartigheid en die vrede van God het julle. Julle het met ander woorde reeds die volheid. Dit verklaar ons ook nou elke dag vandag. Ons verklaar dit, ons bid dit, ek en Samuel bid dit vir Vaderhart. En ons moet dit bid elke dag vir elke gemeente in rondom ons en in Suid-Afrika, né? Ons moet dit bid. Want in ons land moet ons vir mekaar begin sê, ons, die Christene is nie die sterkant van die land nie, né? Nee, inteendeel, die teenoorgestelde. Ons is 'n aangename geur van Christus. Ons is vanuit die lewe tot die lewe, is ons die geur, 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Daarom kan ons die genade, barmhartigheid en shalom van die Here oor mekaar verklaar en oor ons land. Totale shalom van ons Vader en van Yeshua. Die amper onbeskryf, soos ons altyd vir mekaar sê, die evangelie, evangelion beteken letterlik amper te groot om waar te wees. Genade, né? Dis genade wat groter is, wat ons kan dink dit is waar. Want ons wil altyd hê die Here moet by ons genadig wees, maar as 'n ander ou fout maak, dan dink ons nie, hy hoor maar net hoe ons praat baie keer, né? Dan verdien hy nie eintlik genade nie. Maar as ons of iemand vir wie ons lief het iets doen, maak nie saak wat dit is nie, dan het ons groter genade, né? Maar letterlik, ons kan die te groot om waar te wees vir ons menslike breine, genade van die Here en liefde van die Here en die sorg van die Here, sy voorsiening, sy genesing, sy heelheid, sy totale volheid, kan ons oor mekaar verklaar, kan ons oor onsself verklaar. Hoekom? Want ons ken die waarheid. En die waarheid is dat ons Vader werklik waar vir ons die beste wil, werklik waar. Maar selfs al gaan dit met ons die slegste, as jy môre hoor dat iets vreeslik met my gebeur, dan sê jy net prys die Here. As jy hoor dat iets goeds gebeur, dan sê jy prys die Here, want maak nie saak wat gebeur nie, ek is in die teenwoordigheid van die Here, hoor julle? Ek is in die teenwoordigheid van die Here. So maak nie saak wat gebeur nie, jy sê net prys die Here, die mense kan jou snaaks aankyk, dis alright. Miskien het jy nie 'n goeie humorsin nie, so dan kyk hulle jou dan ten minste een keer met 'n snaaksigheid aan, né? Galasiërs 3 vers 13 sê, want hoor, hoekom kan ons altyd opgewonde wees? Presies dit, ek het nie geweet hierdie songs wat saam gaan sing nie, maar presies wat ons gesing is, wil ons vanoggend vir mekaar sê. Galasiërs 3:13 sê, Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek het, hy 'n vervloeking geword. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus het geword, wat ons nie eens dink ons is nie, maar wat ons is. Hy het dit vir ons geword. Die doel was, en dit is belangrik vir my verduideliking later dat jy dit onthou, die doel was dat die seëning, né, wat Abraham ontvang het, in Christus Jesus na die nasies sou gaan. Na ons, almal sal gaan. Met ander woorde, die Engelse Bybel praat van na die Gentiles. Met ander woorde, hulle wat nie Jode is nie. Want onthou, Johannes is 'n Jood. En 99% van die mense vir wie die disippels bedien het, was, behalwe Paulus later veral, was Jode. Die vroeë kerk was Jode. En die koning van die Jode was die koning Jesus. Hoor julle? Maar in elk geval, dis hoekom, nee, maar goed dat ek nie daaroor praat nie.
dat ek nou nie oor Israel en al sulke goed praat. Julle sien, die doel was dat die seun van Abraham, dat ons die seun van Abraham ontvang het in Christus Jesus, dit moet na die nasies gaan, en dat ons die gees wat beloof is, deur geloof sal ontvang. En dan vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is die nageslag, die saad van Abraham, dan is julle die nageslag, saad van Abraham, en ooreenkomstig die belofte erfgename. Met ander woorde, wanneer ons glo, as ons glo, die oomblik wat jou hart vir Jesus gee, maak nie saak wat jy is nie, al is jy 'n Iranees. Kom ons gebruik die ergste, en dit as baie Iranese Christene. En al is jy 'n Iranees, as jy jou hart vir Jesus gee, word jy deel van die nageslag van Abraham, die voorvader van die Jode. Prys die Here. In die geloof, in die geesteswêreld, word jy nageslag van Abraham. Hoekom? Hoekom is dit so? Sodat jy saam met Abraham elke belofte wat in die woord is kan aanvaar. Onthou, Abraham was voor die wet. Daarom is hy die vader van geloof. Hy was voor die wet. Hy is letterlik in dieselfde dispensation as ons net nog. Ons is net, ons gaan dit nou vir mekaar sê, beter af selfs as Abraham. Maar ek wil dit eers vir jou so verduidelik. In Genesis 12 roep die Here vir Abraham, né, om weg te trek van sy familie af. En sy ouer huis af weg te trek uit sy land uit. En hy sê vir hom vers 2, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Met ander woorde, waar ook al jy gaan, sal die ouens gebless wees, né? Ek sal hulle seën wat jou seën. Maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En daar sal en deur jou sal al die groot families, die nasies van die aarde geseënd wees. Hoor julle, Galasiërs 3 vers 14 wat ons nou net gelees het. Die doel, die rede hoekom ons vrygekoop is, die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasies sou gaan. Galasiërs 3:14. So dit is 'n aanhaling uit Genesis 12. So, want hoekom? Want hierdie seëning moet na al die ou vertaling, die Bybel vertaal, die groot families, beteken dit die nasies van die aarde, sal geseënd wees, net soos Abraham. Hoekom? Omdat hulle glo. Omdat hulle glo, né? Nou, Genesis 15, is dit so mooi, hy sê na verloop van tyd, vers 1, verloop van tyd, die woord van Here tot Abraham gekom in 'n visioen. En gesê, moenie bang wees nie, Abraham. Hy het nog nie Abraham geword nie. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek is 'n skild vir jou. Jou loon is baie groot, sê die vertaling wat ek meestal gebruik. Maar daar staan letterlik, moenie bang wees nie, Abraham, want ek is jou groot beloning. Ek kan partykeer die vertalers moet my nie hoor nie, maar dan gaan hulle vir my sê, kom ons toets mekaar se Hebreëus. Maar in elk geval, maar ek is 'n skild vir jou, ek is jou groot beloning. Met ander woorde, die Here sê vir hom, moenie bang wees nie. Ek is jou beskerming. Ek is baie meer. As dit die Bybel vandag geskryf gewees het, sou die Here dalk gesê het, Abraham, dink jy die Iron Dome is goed, wat ons beskerm teen musiele? Ek is baie meer as dit. Ek is jou permanente beskerming. Ek is 'n skild oor jou. En ek is jou groot beloning. Ek beloof nie net vir jou 'n beloning nie. Ek gee nie net vir jou 'n belofte nie. Ek is jou belofte. Hoor julle? Dit is letterlik wat daar staan. En dit is wat ons vir mekaar moet sê. Die Here is ons belofte. Die Here is ons beloning. Dan sê jy maar, die Here het jou daarin beloof dat jy geseënd sal wees. Sê nee, baie meer is dit. Het die Here jou daarin beloof jy gaan 'n werk hê met goeie salaris? Sê jy nee, baie meer is dit. Hy is my beloning. Hy is my groot salaris. Yahweh Jireh, die Here my voorsiener. Hoor julle? So kan ons aangaan en aangaan. Maar nou wil ek, want toe, ja goed, dis wat die Here nou vir hom beloof, 'n kosbare belofte. En dan sê die Here vir hom dat die saad van Abraham sal ons is ingesluit in die feit dat die Here ons skuld en ons groot beloning is. Maar selfs nog voordat Abraham hierdie belofte van die Here kry. Dis 'n massive belofte. Want onthou skielik kan lewe Abraham. Onthou Abraham het nie TV gehad of hy het nie die huisgenoot gehad nie. Hy het nie maar hy het nou min mense gelukkig deesdae wat die huisgenoot lees dink. Maar hy het baie goed nie gehad wat ons tyd mors nie. Hy het nie selfoon gehad. So wanneer die Here met hom gepraat het, het hy met dit in sy kop loop.
Want hy het dit duidelik, ek dink hy het dit duideliker gehoor as ons. Dis hoekom ons soveel groter genade nodig het. Regtig waar. Hy het dit duidelik gehoor, dis wat hy gehoor het. Maar voor hy hierdie belofte nog gehoor het. Dit was in Genesis 15. In Genesis 14, sê die Here vir hom, voor hy vir hom sê, ek is jou beskerming, sê die Here vir hom, want onthou, hy sê vir hom, jy gaan geseënd wees, ons het dit nou gelees in Genesis 12, Here sê, jy sal so geseënd wees, dat jy 'n seëning sal wees, maar toe al, was Abraham, en ek gaan dit nou vir jou sê, is hy 'n dapper ou gewees, hoekom? Want as die Here vir jou sê, ek gaan jou seën, dan sê hy nie vir jou, ek gaan jou seën. Hy sê vir jou nie net, sodat jy 'n goeie dag gaan hê nie. Jy weet, mense sê maklik, maar mag jy 'n goeie dag hê, jy weet, en ek dink baie keer van die ongelowige, liggelowige Jode, hulle sê almal sê shalom as iemand uitloop, maar hy sê shalom, jy weet, mag dit met jou goed gaan, hoop jy gaan besigheid doen, wat ook al. Nee, as die Here vir jou sê, ek gaan vir jou seën, dan bedoel dit, ek gaan saam met jou daar wees, ek gaan daar vir jou wees, en dit moes wees, hoe Abraham dit moes gevat het, want die Here verklaar letterlik, as hy sê, ek gaan jou seën, dan verklaar hy, ek gaan vir jou voorspoed gee, ek gaan vir jou sorg, ek gaan saam met jou daar wees, ek gaan jou seën. Ek verklaar nie net 'n seëning oor jou nie, ek gaan elke situasie daar wees om seker te maak, dit is 'n seëning vir jou. Hoekom sê ek dit? Want in Genesis 14, voor hierdie belofte, dat die Here sê, ek is jou skild, ek is jou grootbroer, voor dit, kom 4 heidense konings, en hulle gaan val vir Sodom en die heidense Sodom en Gomorra aan. Die duiwel veg altyd met mekaar. Nou, as jy sien, die gangsters het altyd veg mekaar ook, hulle skiet mekaar, hulle moor mekaar meer as ander mense, né? Maar hierdie heidene gaan val die heidene van Sodom en Gomorra aan. Maar ongelukkig vir die 4 heidense konings is die stomme Lot en sy familie daar in Sodom, né? Met ander woorde, hulle val hulle aan, hulle voer hulle weg met alles wat weggevoer kan word en hulle gaan met hulle. Maar een van die ouens kom weg van Sodom en Gomorra en hy hardloop na Abraham toe. En hy gaan vertel vir Abraham. Wat doen Abraham? Sê hy nie, ag, ek is net 'n skaapboer, jy weet. Ek trek hier rond, ek bly nog in 'n tent, ek het nie 'n vesting nie, ek het nie 'n weermag nie. Nee. Abraham maak al sy werkers bymekaar. Hy sê, manne, hier is opgewondenheid. Ons het 'n teambuilding proses hier so nou. Hy maak sy werkers bymekaar. Hy maak die weerbare man, hy het die vrouens gelos, want hy wil nie te veel bloed sien nie. Weet, hy wil nie die vrouens moet oor die mense heel weet, maar in elk geval, hulle is tevrede. Hy maak net die mans bymekaar. En is 318 manne. Dit sê net vir iets van hoe geseënd Abraham toe nou al is, né? 318 man. Maar hy gaan val 4 konings aan met 4 weermagte. En hy verras hulle en hy vernietig hulle. Hy is nie bang nie, hy bly nie ding. Hy sê nie dit het niks om my te doen nie. Hy begin nie met hierdie politieke rede van nee, dit en dit. Nee, hy maak sy manne bymekaar en hy sê kom ons gaan. Ons stel ons skirte op en ons stap. Ons gaan hierdie manne gaan ons nou hard slaan. Hoor julle? En hy behaal 'n massive oorwinning. Hoekom? Want hy het die belofte van die seëning van die Here op hom. Hy het die belofte van die seëning van die Here. En ek wil nou vir julle vanoggend sê, ek en jy het nog 'n groter belofte in ons lewens as wat Abraham gehad het. Groter belofte, ons gaan dit later en ons gaan dit aan die einde sê, maar miskien vergeet ons kan nie te ouens wat praat staat maak nie. 1 Petrus 1 vers 10 tot 12 praat van dat die Ou Testamentiese profete en die engele later ook sê, die profete, Ou Testament en die engele sê, sien met jaloersheid na ons. Hulle sou graag in die bedeling wou gewees het wat ons is. Hulle sou met ander woorde graag ook die Heilige Gees in hulle wou hê. Hoor julle, ons leef in 'n totaal uitnemender plek as wat ons kan wees. Ek weet julle sal sê julle voel soos 'n klomp ouens wat niks het. En nou kom hierdie ou soos 'n politikus en hy vertel vir julle man, julle is ryk. Ek sê nou vir julle, prys die Here, julle is nie net ryk nie. Julle is absoluut invloedryk. Want julle eerste invloed is in die hemele. Julle eerste invloed is, julle kan die Here, die Almagtige, hoor my, ek probeer nie
iets mooi sê of snaaks wees, ek is verby sulke goed in elk geval. Ek wil net hê jy moet hoor vanoggend die werklikheid, die genuine werklikheid, die tekkie trefiteer. Ons het inspraak by God. As ons bid, dan hoor die Here ons. Hy luister vir ons. Ons het inspraak by hom. Ons kan met hom praat en hy hoor. Maak nie saak hoeveel ons is of hoe groot ons is of wat ons is nie, want dis nie ons wat is nie. Al is van ons wat tel is ons is in die teenwoordigheid van God. Ons gaan dit dalk nou lees, maar vergeet dit dalk ook, maar Johannes 15 sê, Jesus, julle kan niks sonder my kan julle niks doen nie. Maak massive belofte en sê, maar sonder my kan julle niks doen nie. Dis waar ons is, maar ons is nie sonder hom nie, want hy's altyd, Hebreërs 13:5, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit alleen laat nie. Hoor julle, ons is nooit sonder hom nie. As jy slegte gedagtes is, wens jy dalk ek was sonder hom. Maar dit sal jou grootste gedagte wees. Julle sien nie, hoor Hebreërs 8 vers 6. Dit wat ek sê, ons is in 'n totaal beter situasie. Ons is in 'n totaal uitnemender en 'n beter posisie as wat Abraham was. En julle sal sê, Abraham was in 'n so goeie posisie. Maar goed, ek kan nou nie uitbrei oor Abraham en Sara en al sulke goed nie. Maar hoor nou net hierso, Hebreërs 8:6 sê, maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry. Nie vir homself nie, vir ons. Ek wil jy moet dit reg verstaan. Hy het 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy 'n middelaar is van 'n uitnemender verbond. 'n Baie beter verbond as wat Abraham gekry het, of enigstens voor Jesus gekom het. Hy is die middelaar van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Vers 10, ongelukkig skiep ek nou maar, vers 10. Dit is dan die verbond wat ek na daai dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here. En dis nou ons. Here sê ek sluit dit met Israel, maar hy sluit ons in, né? Gaan leer Romeine 11 uit jou kop uit asseblief. Sodat as enige iemand nonsens praat, jy dadelik kan sê ek is ingeënt. Ek is ingeënt. Wat sê jy, wil jy geënt word? Sê nee, geen inenting by my nie, dankie. Maar ek is ingeënt by die makolyf. Ek die wilde olyf. Dit is al inenting wat ons vat. Ek is en 'n COVID of Ovid of Movid, maak nie saak nie. Hoor nou, dit is dan die verbond wat ek na daai dae in die huis van Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee. En op hulle harte sal ek dit neerskryf. Besef vir jouself, daar is op my hart geskryf. Daar is geskryf op my hart. Die enigste rede hoekom die hartchirurgie dit nog nie gesien het nie, hulle vat nie Hebreëus as hulle medies swat nie. Maar in 'n geval. Maar ek sal my wet in hulle verstand gee en op hulle harte sal ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes sal ek glad nie meer dink nie. Met ander woorde, as iemand sonde gedoen het en hy's 'n kind van die Here, dan bestaan dit eintlik nie. En as hy nog vergifnis vra, dan bestaan dit vir hom ook nie meer nie. Want dit het in elk geval nie vir die Here bestaan nie. Jy moet nou nie 'n YouTube channel begin wat hierteen veg nie. Jeremia 31, dis letterlik Jeremia 31 vers 33 en 34 wat Hebreërs skrywer aanhaal, né? Julle sien met groter, ek en jy het groter vrymoedigheid as Jeremia. Ons het groter vrymoedigheid as wat Jeremia ooit kan dink om te hê as hy uitroep in Jeremia 20:11. Hy sê, maar die Here, maar Jahwe is by my, soos 'n vreesaanjaende krygsheld. Met ander woorde, as jy glo en weer besnap, as jy snap wie God is, gaan jy nie dink aan 'n netjiese, ek weet nie hoe om dit te stel nie, maar hierdie netjies, ek weet nie wat se beeld jy kan hê enigstens nie, maar van 'n statige netjiese predikant wat staan met 'n netjiese mooi pak klere of 'n party, miskien jy Rooms-Katolieke agtergrond, so met 'n man met rok en wat ook al die storie is. Dit maak nie saak hoe, ek sê net vir jou, ons Here is 'n krygsheld. Hy's gewelddadig in sy liefde. Hy's gewelddadig in sy goedheid. Dis nie sommer net so nie, dis nie sommer net o, liefies lief, nee, hy is so lief vir ons,
dat hy sy seun vir ons gestuur het. Ek hoef dit nie vir julle oor te vertel nie. En wat Jesus alles deurgegaan het om te betaal vir daai sonde. As jy die Here nou regtig, en dan kom 'n woord wat ek nou nie kan sê nie, maar as jy hom regtig kwaad wil maak, dan moet jy dit nie aanvaar wat Jesus gedoen het nie, want Jesus het deur dit gegaan vir jou. Hy het dit gegaan vir jou, gewelddadige dinge vir jou deurgegaan. Die Here is by my, soos 'n vreesaanjaende krygsheld. Dis die ontsaglike plek waar ons is. Ons kan dit uitroep met vrymoedigheid. En dan nog meer sê Jesus, in Matteus, hoor julle, laat ek net eers voor ek dit sê, besef julle dat ons is in soveel beter posisie en situasie, as wat enige mens in die Ou Testament ooit was. Tot en met die disippels, wat ook deur al daai dinge gegaan het. En hoekom dink julle het die disippels bereid gewees om deur al hierdie goed te gaan? Die enigste disipel, wat baie mense glo, en as ander wat daaroor verskil, dat Johannes is die enigste een wat nie geweldig gesterf het nie, gewelddadig nie. Maar daar is buite Bybelse goed wat beweer dat Johannes is met houtsaagmiddel deurgesaag. Die apostel Johannes. Dit is nie, dit is nie. Charlene, maak soos, dit is nie lekker in haar mond gesmaak daai nie. Maar regtig waar, baie mense glo beter. Maar die enigste rede hoekom dit nie so is omdat die ander disippels het gewelddadig gesterf. Hoekom is jy bereid om met hierdie boodskap te loop? Onthou hulle het nie begin en gesê ek is 'n apostel en skielik gee mense vir hulle geld en hulle koop elkeen 'n nuwe kameel en hulle het 'n nuwe ding en 'n nuwe tulband en dit gaan net goed en almal is opgewonde. Nee, hulle jaag hulle rond. Hulle moet vlug. Hulle word uitgejou, hulle word uit die plek waar hulle die veiligste gevoel het van Klintsbeen af. Hulle word uit die sinagoges uitgejaag. Dis hulle eie mense wat hulle volg en later die Romeine en die Grieke en almal wil hulle doodmaak. Hoor julle? Maar hoekom doen hulle dit? Omdat dit die waarheid is. Omdat hulle snap, ons het iemand vir wie ons nie net wil leef voluit nie, maar vir wie ons wil sterf voluit. Want maak nie saak wat hierdie Piete doen nie, ons is in oorwinning. Ons lewe vir altyd, tot in ewigheid. Daarom is dit so kosbaar dat as ons vir genesing bid, is dit nooit verniet nie. Want ons gaan altyd genees wees. Hoor julle? Al die kere ek na gedink toe Samuel nou nagmaal gedoen met Ivena, ek weet die laaste ding wat ek en sy en Samuel saam gedoen het was nagmaal gebruik. Maar sy is in die hemel en sy is gesond. En sy is opgewonde. En Boeta, hy gee die ouens om almal werk, maar in elk geval. Die punt is wat ek wil maak is dat ons is in 'n situasie wat daardie mense voor ons en die apostels, die profete van voor dit, dat al daardie ouens, die engele, smag om in te kan wees. Om te kan weet, die Gees van God is hier, permanent hier. En wanneer ons praat, dan luister God. Psalm 116, draai sy oor na ons. Vers 2 dink ek, lees vers 1 en 2. Dis die plek waar ons bevind. 'n veel uitnemender, dis nie net 'n uitnemender weg hier, dis 'n uitnemender lewenswyse, dis 'n uitnemender geloof. Daar was nog nooit so iets nie. Dis hoekom as ons 2 Korintiërs 5:17 'n new creation word, omdat ons glo, daar was nog nooit so 'n creature gewees nie. Ons is ander types of animals. Hoor julle net? Dit kan net beter en beter. En dan kom Jesus nog en hy sê, en ek gaan in die hele storie, julle ken nie alles van Johannes die Doper. En dan as hy die ouens kom vra ons, is Jesus regtig die verlosser ensovoorts. Dan sê Jesus nadat hulle weg is, vers 11, Matteus 11:11, amen, ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore is daar niemand groter as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemele groter as hy. Die geringste wat deel is van die koninkryk van God is groter as Johannes. Hoor julle net? Met ander woorde, ek en jy, Johannes sê Jesus is groter as wat Elia was, groter as wat die profeet Samuel was, groter as wat enige een is wat groot dinge gedoen het. Hy's groter as hulle gewees. En ons is groter as dit. Want wat het Jesus geweet? Die oomblik toe hy gesterf het, die oomblik toe hy opgestaan het, die oomblik toe toe die Heilige Gees uitgestort is. Prys die Here, 50 dae later, prys die Here. Van daar af
is daar ander tipe creatures wat rondloop in die gees van God binne in hulle. Maak nie saak of hulle Chinese is en of hulle wat se nasie of volk hulle is nie. As hulle glo dat Jesus die Here is en aanvaar die vervulling met Heilige Gees, dan is hulle waarlik, nie net ons boeties en sissies soos die ouens sê nie, nee, hulle is Jesus se broers en susters. Hy is in hulle, hy is altyd met hulle. Dit is wat so awesome is. En hoor wat sê Jesus, Johannes 14:2, ek weet ons ken hierdie goed, maar ek dink nie ons lees dit genoeg nie. Johannes 14:12 sê Jesus, amen, amen. Met ander woorde, luister, stem saam. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. Dis iets wat ons so saggies lees. Hy sal ook die werke, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Jesus sê, omdat ek daar gaan wees. Romeine 8 sê dat Jesus tree, net so eentjie voor, vers 26, Romeine 8 sê dat die Heilige Gees tree vir ons in. Hy is ons intercessor. En dan 'n end verder sê hy dat Jesus tree dag en nag vir ons in. Ons het 2 intercessors wat permanent vir ons werk. Wat vir ons intree. Yeshua en Heilige Gees. Prys die Here. Ek weet nie of ek daai verse dalk ergens het nie. Nee, ek het dit nie geskryf nie. Maar Romeine 8, gaan lees Romeine 8. Letterlik die moeite werd. Hy sê, en wat julle in my naam vra, vers 13, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen, vers 14. So hy sê dit 3 maal. Die hoor hoe mooi sê die Mirror Bybel hierdie vers. Kom ek lees dit weer die Afrikaans. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die Mirror sê, if you ask me anything, weet nie of ek daai me is 'n klein letter, ekskuus ek het hom nie 'n groot letter gemaak nie. If you ask me anything, in knowing what my name entitles you to do. As jy my enigiets vra, met die wete, met die besef, met die werklike bewustheid, dat wanneer jy my naam gebruik, wat is jy entitled om te doen? Jy is entitled om te glo, rarig te glo dat dit gaan gebeur. Jy is entitled om met 'n verwagting te lewe, dat dit sal so wees. Hoor julle? Jy is letterlik entitled. Ander is entitled. Kan nie wees nie, hierdie is nie van die Here nie. Daarom lees ek vinnig, Johannes 15:4 sê Jesus, bly in my soos ek in julle. Vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Jy is entitled, hoekom? Want Jesus is in jou. Jy vra in sy naam, jy praat met hom. Sonder hom is jy niks. Met hom is jy absoluut die profete en almal. Jy kan by 'n bid hier instap van 'n ander kerk of iets en jy kan daar instap en jy kan vir hulle sê, wanneer ek bid, luister die Here. Wanneer ek bid, luister die Here. En wanneer ek begin bid en praat, dan is die engele en die ou apostels van ouds, Elia is jaloers. Hy's groen. As hy in die grasvelde sit daar in die hemel, kan hy nie sien waar is Elia, en dink hy kan moufleer om so. Hy sê ek is groen van jaloesie. Ja, ek glo hom nou nie so nie, maar verstaan jy net? Hulle wens hulle kon hê wat ons het. Hulle wens dit. As julle in my bly en my woorde en julle bly vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur, vers 7. Net soos die Vader my lief het ek julle ook lief, bly dan in my liefde. Met jou entitlement, ek wil nou nie die entitlement, ek wil net julle moet verstaan, hoor julle. As ons net versnap, dat wanneer ons bid en vra, hoor die Here, dan kan ons met 'n verwagting sê, Here, dit gaan gebeur. Ek vat dit gaan gebeur. Ek vertrou U hiervoor, ek verklaar dit, ek neem dit sommer nou in ontvangs. Ek neem dit in ontvangs. Daarom kan Jesus vir my bly dan in my liefde. Want ek het die verwagting dat ek in die liefde van die Here sal bly. Wat seker die grootste wonderwerk is wat daar kan wees. Ons kan dit makliker praat oor die liefde van die Here as enigiets anders. Hoekom? Want as jy praat van die liefde van die Here, dan voel almal toegeneem daartoe. Dis tog te mooi. Jy praat van die liefde van die Here. Hierdie ou gaan vriendelik wees. Ander ou sit daar en hy sê ek moet met hom besig gedoen. Hy's 'n bokhouer, want hy's so lief vir almal. Nee, die liefde van die Here is ons krag. Die liefde van die Here is die krag van 'n krygsheld wat so lief is vir hierdie heelal, vir hierdie wêreld, dat hy sy seun hiernatoe gestuur het. Die liefde van die Here is nie wat ons dink,
net so woordswaarts, nou almal is nou vergewe, alles is nou goed. Nee, die liefde van die Here staan op die verbond van God. Die liefde van die Here glo die beloftes van die Here. Soveel so, dat ons moet vir mense sê, as jy 'n familielid of iemand het wat sê, ek moet my nie pla, moet nie eens my praat oor die Bybel en oor die Here nie, dan moet jy vir jou familielid vra, is jy alright? Met ander woorde, jy is heeltemal alright daarmee om hel toe te gaan. En almal sal vir jou kwaad wees, hulle sal vir jou sê, nou praat jy met hom Gertjie so, hy's 'n vriendelike, aangenaam, hy's 'n goeie mens. Die hel is vol goeie mense. Dan gaan heel moontlik meer goeie mense in die hel wees as in die hemel. Volgens mense se oogpunt. As mense nie glo nie, snel hulle na die hel, soos die ou mense gesê het. Hoor julle, letterlik, hulle snel na, dit is ongelukkig so. Daarom is dit so belangrik, dat ons moet sê, Here, dit is met 'n verwagting wat ek kom vandag. En ek vra vir u, gee vir my die moed van Abraham. Abraham het 4 konings met 4 weermagte gaan aanval. Né? Hy het gegaan. Want onthou, hy het daai 318 werkers van hom geken. Party was dalk fantasties met skape, maar ek laat my nie vertel hulle almal was goed met 'n swaard nie. Hulle het heel moontlik dalk nie 'n ordentlike swaard gehad nie. Want die Israeliete later in Dawid se tyd was afhanklik van die Filistyne wat wapens gemaak het. So wat nou nog van Abraham se tyd? Want onthou, almal kon nie die Filistyne wat daar in Gaza gebly het, en ouens wat van Griekeland af gekom het. Hulle kon met ystersmee werk. Die Israeliete moes ploegskare gaan koop by hulle kon dit nie self doen nie. Hoor hulle net, so Abraham se manne het dalk 'n herderstafie of 2 gehad. Ons weet nie, maar die Here was saam met hulle. Hulle was vindingryk genoeg om miskien in te sluip en 'n ou se swaard te steel. En dan wegdaard en dan terug te kom. Nee, dit sal nie slim wees nie. Maar hoor julle net wat ek sê. Dit was die Here wat hulle gehelp het. Op dieselfde moet ons vir mekaar sê. As ons in geloof en in liefde in hierdie wêreld in werklikheid en die teenwoordigheid van die Here leef, dan is ons nie walkovers nie. Ons is nie net lief vir almal. Ons is lief vir almal, maar hoekom? Want sonder die Here kan ons niks doen nie. Ons is vir hom lief en vir mense lief, maar ons het hulle so lief dat ons nie gaan sê nee, daai is 'n situasie het niks met my te doen nie. Die feit dat daai ou se kind droog maak en hy laat sy kind toe, maar jy wil nie met hom praat nie want jy weet hy gaan hom wip. Kyk, as min mense wat mense hulle so wip as jy sê hulle kinders is nie in lyn nie. Hulle word onmiddellik vir jou kwaad. Shame, want ek kan dink dit is 'n, jy weet, sal my ook kwaad maak. Maar jy moet dit hoor, dan moet jy dit hoor. Hoor julle, ons moet mense so lief hê dat ons die krygsheld sal snap en besef, die krygsheld, die Almagtige is met my. Hy is my skild. Hy is my totale absolute, hy's altyd met my. Die Here is die seëning wat oor my lewe is. Nie as ek besnap nou daar's 'n seëning op my lewe, dan praat ons nie net van aardse goed nie. Nommer 1, die Here se teenwoordigheid. Maar omdat hy vir ons sê, Jesus vir ons sê, wanneer jy vra, wanneer jy in my naam vra, wanneer jy bid sal ek vir jou gee, moet ons begin besluit, ek gaan begin bid in geloof. Ek gaan die Here verwag dat dit wat ek vra sal gebeur. Dit wat ek vra sal gebeur. Ek sal verklaar in geloof. Want hoekom? Romeine 8:5 sê, bedink die dinge van die Gees. Ek moet verklaar, ek het die denke van die Gees. Daarom bedink ek nie die tjol van die aarde nie. Ek dink in die teenwoordigheid van die Here. Ek verklaar, selfs al is ek daar by die werk, en hier's 'n wêreldse probleem, sal ons vir mekaar sê. Maar meantime maak saak wat se tegnologie in die wêreld nie. Daar's ergens 'n kind van die Here wat dit gedoen het, en wat dit onderhou. En ons moet sê, maar hierdie is nie net, die Here weet presies wat hier aangaan. Tegnologie, hy's nie so 'n ou oom met tegnologie, weet, nie verstaan nie. Hy verstaan alles. Die mense wat dit gedoen in die begin af, hulle dalk nie eens regtig verstaan nie. Hy verstaan alles. Hy kan jou met enige ding help, enige situasie. Maar dan moet ons verwag. Ons moet verwag as ons bid dat dinge gaan gebeur, dat dinge gaan verander. Kragdadig. Ons hou nie net kerk omdat dit ons laat bietjie beter voel of nee, ons moet sê kragdadig, die Here gaan dinge verander. En as hy dit nie verander nie, dan gaan die land so doef. Maar ons sê nee, ons lewe nog hier.
Die rede, dis die enigste rede hoekom die anti-kris ons nog nie weet wie dit is nie, en hy het nog nie sy dinge begin doen nie. Die enigste rede is omdat ons nog hier is. Hulle wat die gees van God in hulle het, is nog hier. Sonder Jesus kan ons niks doen nie. Maar as Heilige Gees gevulde gelowiges is ons nooit sonder Jesus nie. Ja, in Johannes 4:17, in hierdie wêreld is ons soos Jesus. Soos Jesus is, so is ons. Hy's binne in ons, hy's met ons. Hy's totaal en al vir ons. Daarom moet ons in geloof begin verklaar. Ons moet geloof verklaar. Vers 11 van Romeine 8 sê, hy sê as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Jesus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom moet ons met geloof verklaar genees. Ons sê vir Dani se been genees. Of ons weet die probleem is dalk nog steeds in die rug, né? Maar ons sê waar ook al daai sene weer vassnyp. Dis nie vir die Here 'n geheim nie. Hy weet presies. So met elke ding in ons lewe, ons verklaar genees. Ons verklaar genees in Jesus se naam. En wanneer en selfs al is daar dinge waarvoor ons bid, jy kan klomp dinge kan julle somme noem. Ek hoef dit nie eens vir julle te sê nie, wat in my lewe al nie reg geloop het nie. Waarvoor ek gebid en vertrou het, maar ek sal nie toelaat dat dit wat nie gebeur het nie, maak dat ek die Here nie vertrou vir môre nie. Ek vertrou hom nou nog meer. Ek vertrou hom nog meer. My geloof word al hoe sterker. Ek verklaar julle. En dis definitief nie van Jim nie, né? My geloof word al hoe sterker. Soms wil ek sê hy bid dat ek nie moet, want ek begin al hoe treurig geraak met die Jim. Nee, my geloof word al hoe sterker. Hoekom? Want my God is so magtig. Elke dag besef ek net hoe meer en meer, hoe groot en goed en genadig is die Here. Hoe absoluut genadig is hy. Daarom moet ons absoluut, ons moet vir mekaar sê, Abraham het 'n seëning van die Here ontvang en hy het die moed gehad en hy het ouens aangeval. En toe kom die Here en sê vir hom, ek is jou skuld, jou groot beloning. Ons ontvang dit net so. Ons hoef nie eers 4 konings te gaan aanval nie. Maar ons gaan ook nog 4 konings aanval. Maar dit maak nie saak nie. Ek vat die eerste 3, ek wil die 3 asseblief. Ons maak nie saak nie. Ons moet vir mekaar sê, ek glo. Ek vertrou. Wat in hierdie woord staan is waar. Dit is nie maar of omdat ja, maar dit so bedoel. Nee. Jy sit die pot mis. Gaan praat jou nonsens op 'n ander plek. Hierdie woord is waar. Dit is die werklikheid. Dis soos dit daar staan. 100%. Daarom glo ons dit. As Jesus sê, wanneer jy vra, sal jy ontvang. Dan sê ons, dankie Here. Ons prys U naam. En ons verklaar die seëning van die Here oor mekaar. Ek verklaar vir ons, elke een. En ek verklaar vir elke kind van die Here in hierdie land van ons. Elke ware Christen. Moenie dat ek dit nou eers weer vir jou moet omskryf nie, maar elkeen wat regtig glo dat Jesus die Here is. Dat hulle sal gesond wees, dat hulle sal sterk wees, dat hulle sal opstaan by hulle werkplek. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Dat hulle sal opstaan. Nie sal bang wees om 'n werk te verloor, maar sal opstaan en sê dit word nie so gedoen nie. Of dat hulle ten minste iemand sal gaan vra, wat dink jy doen ons aan hierdie saak? Ons gaan saam bid dadelik, maar wat kan ons doen? Partykeer as jy moet jy ou by sy huis gaan besoek. Party ouens moet jy by sy werk gaan besoek. Dit maak dan natuurlik baie kwaad. Maar in elk geval dit maak 'n ou baie kwaad as jy by sy werk gaan besoek. Maar partykeer moet dit. Hoor julle net, ons moet daadwerklik, ons moet sê in die naam van Jesus, ons leef in hierdie land, maar hierdie land gaan verander. Hy gaan verander. En ons verklaar dit. En ons vat nie nonsens nie. Ons dien die almagtige God. Ons God is 'n krygsheld. In sy genade, in sy liefde, in sy grootheid. Daarom ons is vir niks bang nie. Die woord vrees, as iemand praat van vrees en bang, dan moet ons sê, wat is dit? Dit klink so slegte koekies, met baie suiker in. Maar hoor julle net, nee, ons moet net sê, ons is nie bang nie. Ons het niks daarmee te doen nie. Want ons het die Here, die Almagtige binne in ons. Ons glo dat ons God genees. En ons verklaar, ons is gesond. In die naam van Jesus,
Elke een van ons is gesond, ons verklaar dit. Ons is gesond, ons is sterk, ons is geseënd. Mense wat vir ons geld skuld, as 'n paar wat my geld skuld, mense wat vir ons geld skuld, nie wat ek van mense geleen, ek leen nie geld uit nie. Mense, ek is nie 'n bank nie, maar verstaan jy, ek praat nou van ouens wat by jou huur en so. As ouens jou geld skuld, hulle sal betaal. Hulle sal jou soek, hulle sal na jou toe ry. Jesus sê, jy vra die onmoontlike. Ons glo die onmoontlike. Ons glo dit. Daar's 'n kosbare vrou, sy's 'n prokureur. Sy een huis van haar in Genubi. Bly 'n ou nou al. Vir hoe lank is dit nou? 'n jaar en 'n half wat hy nie huur betaal nie. Vat hom hof toe. Natuurlik, sy's 'n prokureur. Vat hom hof toe. Die hof sê of sy of die munisipaliteit moet vir hom 'n ander huis gee. Hulle kan hom nie op die straat sit nie. Ek gaan bly saam met hom. En ek haal al my koshuistriks uit. Nou verstaan julle net? Hoor julle net, dit is nag. Jy kan nie eens 'n huis verkoop nie. Want die ander mense wil hom nie koop nie, want hoe gaan hulle hom uitsit? Hulle wil nie daarmee te doen. Hoor julle net? Hoor julle net? Maar ek sê nou vir julle, ons is nie so, as ons so 'n ding hoor, dan word ons nie bang nie. Nee, ons sê net, ons dien die Here. Ons dien die Almagtige. Yes, ons sal allerlei triks uithaal, maar ons vertrou die Here. Ons eer die Here. Die Here ons God is 'n krygsheld. Hy het ons ontsaglik lief. Hy's elke moment by ons. Hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sê sonder my kan jy nie, maar Here, U is nooit weg van my nie. U beloof dit. Prys die Here. Elke moment in sy teenwoordigheid. En ons verklaar nou, dankie Here in Jesus se naam, ons vat U absolute volmaakte gesondheid. Elke deel van ons lewens. Here, ons eer U. Ja, ons sal reg eet, ons sal oefen, maar Here, ons eer U vir gesonde liggame, gesonde breine, helder breine. Geen fuzziness by ons nie. Nee, ons is wakker. En ons prys U naam, ons verheerlik U naam. En ja, Here, ons sal U liefde en U goedheid sal ons letterlik vreesloos sal ons dit uitlewe in Jesus se naam. Dankie dat ons U seëning ontvang namens U kerk in Jesus se naam. Ons ontvang U seëning. En ons sê dankie dat U vir ons voorsien in elke aspek van ons lewens. Dank, ons verklaar dit oor elkeen wat enigiets met hierdie gemeente te doen het, sy familie, sy vriende. Here, U is ons voorsiener, ons geneeser. U is ons Vader. 'n Vader wat die beste wil vir sy kinders. 'n Vader wat ons saglik lief is vir ons. Ons eer U Vader. En ons kan weer voorbegin en te sê, wat het hy nie alles vir ons gedoen nie. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Here dat elke een van ons vanaand of môreoggend in ons huis daar self ook kan opnuut besef en sê dankie Here vir wat U alles al vir ons gedoen het. Dankie vir die baie dinge waarvan U ons al bewaar het wat ons nie eers van weet nie. Ons weet nie eers van 'n ou wat daar aan die ander kant aangekom het, besope met sy kar. En die duiwel wou gehad het hy met jou raak ry, of hy met jou kar in vasry. Maar hy het nie, hy het toe daar links van die pad afgegaan, of hy het gestop, sonder dat hy dit eers weet. Dankie Here vir soveel dinge wat U ons en ons kinders en ons familie en ons geliefdes van beskerm. Dankie vir U beskerming. 24/7. Nie is 'n alarm nodig nie, Here, U beskerm ons, U bewaar ons. U voorsien vir ons. En die grootste van alles, U teenwoordigheid, Vader. Dankie Here vir U teenwoordigheid. Dankie Here, ek bid Vader in Jesus se naam, dat hy ieder en elk van Vaderhart U teenwoordigheid letterlik fisies sal belewe. Ek bid dit. Ek wil julle moet gou vir my kyk. Elke keer as ek deesdae 'n boodskap nou vir Ivena se wie het verjaar, maar in elk geval iemand wat verjaar het ek voorgestuur. Vir my oudste suster se oudste dogter se man, hy verjaar. Hy het verjaar en ek het vir Henny geskryf. Ek sê vir hom, Henny, yes, hy's 'n besigheidsman. Ek sê vir hom, ek bid seëning oor jou werk, seëning oor jou besigheid. Maar Henny,
Ek weet nie hoe julle van my vrou hoe tik jy dit. Ek weet nie, ek hoop hy lees, ek glo hy gaan dit so lees. Maar ek bid dat jy die teenwoordigheid van Jesus fisies sal belewe. Dat jy sal snap dat hy vir jou 'n werklikheid word. Maar ek is seker as hy dit lees, gaan hy die oom se stem hoor. Hoor julle, ek bid dit vir ons elkeen. Dat ons vir onsself, dat jy vir jouself preek. Vir jouself sê, hey, ek leef in sy teenwoordigheid. Maak nie saak wat nie. Ek leef in oorwinning en in volheid. Dankie Jesus, dankie Heilige Gees. Dankie Here dat U vir ons, en ek wil nie die woord beset nie, veral nie omdat ons, maar Jesus het klaar die huur betaal hier binne. En Heilige Gees bly nou hier. Hy het hierdie hart van jou gekoop en hy bly nou hier. En hy is die beste. Ek dink nou maar net, julle twee bly ook op die plaas, maar ek spog altyd oor Wiebe. Maar die Hollander is 'n moeilike man, maar die Hollander brei uit. Verstaan julle, hy bou in sy huis, hy sny sy gras, hy sit heininge op, die Hollander is wild. En ek sê nou vir julle, Heilige Gees is 'n baie beter inwoner as sy Hollander. Hollander sal saamstem. Maar hoor julle wat ek sê? Hy dra nie net by tot hierdie liggaam nie. Hy maak hierdie liggaam totaal en al, nie net beter nie, maar vervolmaak. Prys die Here, dankie Here, prys U naam, dankie Jesus. Amen, amen, prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen, dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord, ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.